Goeiemôre aan al ons geliefdes, vertrou dat u 'n goeie nagrus gehad het. Ons vergader om die woord van die Here vanmôre. Net vir die miskien mense sê baie dankie. Weens omstandighede kon ek nie vandag daar wees nie, maar ons is op die woord, ons is op die lig en ons kan uitsaai. Baie dankie vir julle geduld, baie dankie vir almal wat vir ons help daar en vir ons bystand verleen. Ek is in Mooinooi op hierdie stadium by my suster hulle, so ek het 'n ligte verhoor of 'n gehoor hier by my wat vanmôre inskakel of saam sit en luister. Maar aan al ons Facebook vriende, baie welkom. Mag die Here vir ryklik seën in die omgewing waar jy is. Maak seker jy leef jou getuienis uit teenoor die Here. Vanmôre gaan ons kyk na die woord van God en vertroue dat die woord van die Here u sal opbou en versterk vir die tyd wat voorlê. Jammer vir die donker agtergrond. Ons krag is af hier in Mooinooi, maar kom ons vat vas wat die wondergenade van die Here vir ons kan doen. Versterk jou met die woord, bou op die woord, leef die woord en jy sal nooit fout maak met God nie. Ons kyk na die woord van die Here en vanmôre bedien ek u op die gedagte, laat God vir jou 'n tafel dek. Laat God vir jou 'n tafel dek. Ek lees vir ons Psalm 23 vers 5, net vers 5 vanoggend, Psalm 23 vers 5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teenstander. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Nou die vraag om te vra vanmôre, kan God 'n tafel dek teenoor my teenstanders? Ek lees vir ons in Psalm 78 vers 18 tot 19. Hoor hier die uiting van die mens teenoor God. En hulle het God versoek en hulle harte deur voedsel te vra na hulle sin. Mense is nogal vermetel. Vers 19. En hulle het teen God gespreek. Let op, hulle het teen God gespreek. Hulle het gesê, sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Sou God 'n tafel kan dek in die woestyn? Dit is die gesindheid van ons mens hier op aarde. Ons is altyd in rebellie teenoor die Here. Ons versoek God so baie deur ons ongeloof, of hy dit kan doen wat so onmoontlik lyk vir ons, want ons is so ingestel op die tydelike en hierdie wêreld se dinge. Nou hierdie banket word in midde van konflik verskaf, sê Psalm 23 vers 5. U berei 'n tafel voor my aangesig, voor my vyande. Wat baie interessant is dat nadat 'n oorlog gewen is in die Ou Testament, die konings altyd 'n groot feesvieringe vir sy soldate gereël het. Die Psalm sê, en ek wil hê moet hoor, die Psalm sê dat in die midde van die oorlog, van die stryd, voor die aangesig van die teestander, dek God 'n tafel van feesvieringe. Nie 'n routafel nie, maar 'n tafel van feesvieringe. Die fees vind plaas gedurende die aanslag van die vyand. Gedurende die omstandighede vind hierdie fees plaas. Dit is waarna die woord van God verwys in Hebreërs 11 vers 1. Geloof is 'n vaste vertroue. So te midde van die omstandighede, te midde van jou gesukkel, te midde van jou stryd, te midde van jou storms, dek God vir jou 'n feeslike tafel om aan te sit. En hy sê, as die aanslag kom, is jou geloof gevestig in hom. Want geloof is 'n vaste vertroue. Jy kan nie twyfel daaraan nie. Jy sien, die lewe behels nie net werk en voorspoed nie, maar ook konflik. Ons vyande is talryk en wreed. Die geveg is hewig wat ons voer, uitgerek en uitputtend soms. Tog is daar
'n onsigbare hand wat 'n tafel in jou stryd, in die teenwoordigheid van jou grimmige vyande, wat terwyl hulle toekyk, vir jou voorberei. Is dit wonderlik van God, om altyd aan ons eerste te dink nie, maar ons vergeet hom, want ons geloof het nie 'n vaste vertroue op hom nie. Jy sien 'n soldaat op die slagveld, praat van die normale soldaat, wat as hy enigsins eet, 'n hastige maaltyd wegraap, en moeg en maar half verkook, weer na die geveg haas, staan die Christen kruisvegter stil, om te rus en te smil aan die tafel van die Here. Daar is geen haas, geen verwarring by hom nie, daar is geen vrees by hom nie. Hoekom? Uit 'n vaste vertroue in God. Al flits die oë van sy vyand op hom, met wraaksigtige glans in sy oë, wraak teenoor jou. Sien, die teenwoordigheid van die goddelike leer is 'n ondeurdringbare skild om jou, dit beskerm jou, soos dit ook altyd in ons geestelike lewe. Daar is altyd die konflik, altyd die vyand, altyd die teenwoordigheid van die Heilige Gees, altyd, en 'n tafel wat gedek staan en wag net vir jou. Jy sien, hierdie feesmaal bevorder oorvloedige vreugde ook. Die verder gedeelte van vers 5 van Psalm 23 sê, U salf my hoof met olie, my beker loop oor. Die sinspeling is op die gebruik in die ooste, wat by feestelike geleenthede met olie salf, as 'n middel van verkoking en as 'n aanduiding van voorspoed en blydskap wanneer hulle vergader. Die woorde wys ook op die weelderige uitvloei van die goddelike weldaad en die beperking van die menslike vermoë wat oorloop van vreugde onder die oorvloedige of oorvloeiende stroom van Gods genade en voorsienigheid. My beker loop oor, sê die skrif. Hy het nie net 'n volheid van oorvloed gehad nie, maar dit het oorgeloop van oorvloed. Jy sien, daar was oortollige vreugde, daar was oortollige oorwinning in daardie beker saamgevat, en dit loop oor van vreugde. Diegene wat hierdie voorreg geniet, moet al bekers altyd regop dra, en sien dat dit oorloop, jou voorspoed oorloop, in al swak gelowige broeders se leefvatte in. Ons moet dit nie miskyk nie. Ons moet agslaan daarop. Jou oorvloed moet nie tot nul gaan nie, maar kyk na jou swak broeders, dat dit oorvloei na hulle leefvate of bekers. Drink die beker van blydskap, soos mense doen, wanneer hulle vyande aan hulle sy is en skeef oor die rand kyk, en met een hand op die swaard gereed staan, teen verraad en verrassings teen jou. Drink jou beker. Geniet die feesmaal wat God vir jou voorberei het. Die teenwoordigheid van die gevaar behoort die fees ook aangenaam te maak vir jou. Dit is veronderstel om te wees. Maar jy sien, ons sien die probleem, ons sien die storms. En ons vergeet dat God is in die storms. So hierdie feesmaal moet eintlik vir jou uitloop in 'n aangename geleentheid, want dit bring en loop uit op 'n getuienis vir jou, 'n deurbraak dat God het voorsien. Deur die mag wat hulle probeer afdwing, wat God verklaar, kom sit jy net aan my tafel. Ek stry, want dit behoort aan my.
Want hoor wat sê 1 Samuel 17 vers 47. Dan sal hier die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie. Jy sien, as dan nie omstandighede is, sal ons nooit weet nie. Almal wil veg en beklei met swaard en spies en met geweld. Maar hoor baie mooi wat sê die woord, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Dis nie jou stryd nie, dis God se stryd. Jy mag 'n halwe werk doen, maar God doen nie 'n halwe werk nie. Psalm 24 vers 7 tot 8 gaan verder. Psalm 24 vers 7 tot 8. Hef op julle hoofde oop poorte. Ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Vers 8. Wie is die erekoning? Dan antwoord hy, die Here, sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Sien, die Here is betrokke. Al wat hy wil is, die tafel vir jou gedek, sit aan, kom geniet teenoor jou teenstander, want God is geweldig betrokke in jou stryd vanoggend. 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 tot 4. Gaan verder, want hoewel ons aan die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Vers 4. Want die wapens wat van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Kragtig deur God om vestings neer te werp. Nou wat verkies jy vanoggend? Die vleispotte van Egipte of die tafel van die Here? Verkies jy om smarte voor te lewe in armoede en honger te sterwe? Of wil jy vanmôre die uitdaging aanvaar om aan die tafel van die Here te kom sit? Ons 'n volk wat hy genoem het, sy volk, wat hy uitverkies het, wat hy vir hierdie uitdaging gestel het, om hulle te verlos, onder slawerny in Egipte land. En ons sien hoe hierdie volk van die Here eerder die vleispotte verkies het. Dit is raar, maar is waar. Selfde, en kom ons erken dit in ons lewe vandag. Ek lees vir jou oor die geskiedenis van hierdie volk in Numeri 11, vers 18 tot 23. En aan die volk moet jy sê, heilig. En dis waar ons probleem lê. Julle teen môre, heilig. Dan sal julle vleis eet. Want julle het voor die ore van die Here geween en gesê, hoor wat sê hierdie volk, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Maar God het hulle uitverkies. God lei hulle uit soveel wonders en tekens teenoor Farao. Maar tog twyfel hulle aan God, soos ons gewoond is om te doen. Wie sal ons vleis gee om te eet? Want dit was vir ons goed in Egipte. Jy sien, mense verkies om in Egipte te bly en dood te gaan van honger, te sterwe. Maar mense is nie bereid om die felle aanslag teen ons, die storms teen ons wat so aanhoudend kom, net stil te sit, stil te word, aan die tafel van die Here te sit en te sien hoe God die stryd vir jou stry en hoe hy dek hy vir jou die beste wat hy kan vir jou doen. Vers 19. Julle sal nie 1 dag of 2 dae eet nie, of 5 dae, of 10 dae, of 20 dae nie. Vers 20. Die hele maand lang, totdat dit uit julle neus uitkom en dit daarvan walg. Julle sal genoeg kry, sê die Here, omdat julle die Here wat in julle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons tog uit Egipte uitgetrek? Kyk hoe verlang die ouens terug na die vleispotte van Egipte. Dit is so natuurlik by ons as mens. Wanneer dit swaar gaan, dan vra ons mos, waar's die Here? Die Here is nog steeds daar. Wees stil, sit aan sy tafel. Hy berei dit voor vir jou, teenoor jou teenstander. Onthou dit vir altyd. Ek sal, en hoor my baie mooi, ek sal aan julle
ek sal aan julle vleis gee en julle sal 'n hele maand lank eet. Vers 22, sal daar vir kleinvee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees, vra Moses, of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat hulle daar vir hulle genoeg is? Vers 23, nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie, sê die Here vir Moses. Psalm 78 vers 23 vind aanklank by hierdie gedagte tot 28, en hy het aan die volk daarbo, of die wolke daarbo bevel gegee, en die deure van die hemel oopgemaak. Jy sien, God het deure waar jy nie het nie, of waar jy nie verstaan waar hy is nie. Vers 24, en hy het manna op hulle laat reën, om te eet, en koring van die hemel aan hulle gegee. God het 'n stoor iewerste wat ons nie van weet nie. Vers 25, mense het die brood van die engele geëet, engele kos, dis God se voedsel aan jou tafel. Hy het hulle volop padkos gegee. Vers 26, hy het die ooste wind laat uitbreek aan die hemel en die suidewind deur sy sterkte aangevoer. Vers 27, en hy het die vleis so stof op hulle laat reën en gevleelde voëls so sand aan die see, en hy het dit binne in sy laar laat val rondom sy wonings. Jy sien, God het 'n feestelike tafel alreeds voorberei vir die kind van God wat honger en dors na sy geregtigheid. Waarom sal ons vrees? Hy hou die toekoms in sy hande, en as God vir ons is, wie kan staande bly voor sy aangesig? Die vraag om jouself af te vra, kan God hierdie tafel dek? Verseker lê die fout nie by God nie, maar by ons wat vasgevang is in wêreldse gebeure, met al sy wysheid en ons ongeloof. Jy sien, deur die geloof het godsmanne nie getwyfel aan God se vermoë nie. Ek hou vir jou voor in Hebreërs 11 vers 24 tot 27. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Hy het in Farao se huis groot geword in die paleis. Hy het geweier. Hoekom? Omdat hy uitverkies was deur God. Hy's 'n uitverkore, hy's 'n kind van God gewees. Vers 25, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te kan hê. Jy sien, ons het 'n mispersepsie hier oor God. Ons wil maar die sonde gebruik, want dit is lekker. Ons is wêrelds ingestel, en ons verloor dit wat God aan die tafel vir ons voorberei het. Vers 26, in die smaad van Christus het Moses groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het gesien of uitgesien na die beloning. My vriend, ek wil hê jy moet hoor, die tydelike dinge is tydelik. Daar is 'n beloning wat wag op jou as kind van God. Jy sien vers 27, deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toring van die koning te vrees. Ons is nie bang wat kom nie, want God is in beheer, want hy het volop gehou soos een wat die onsienlike sien. Hou die onsienlike altyd voor jou. Hou dit in gedagte. Sien die tafel gedek en sit en geniet in vreugde voor die aangesig van die Here. Ook lees ek vir jou vers 7 van Hebreërs 11. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie. Ons sien nog nie hierdie voorspoed wat kom na ons toe, vir die aanslag van die wêreld teen die mensdom nie. Hoor baie mooi, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak. Kry jou ark gereed, my vriend, vir die mooi dag van beloning. Gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van, en ek wil jy moet hoor, van die geregtigheid, 'n erfgenaam geword van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Daai vaste vertroue in God. Kan God 'n tafel dek in die woestyn? Kan God 'n tafel dek in jou omstandighede vanmôre? Verseker, my vriend, of verlang jy terug na die vleispotte van Egipte?
Vanmôre wil ek jou aanmoedig, staan vas, staan sterk, want God is op die troon.